Hartlike warm welkom aan elkeen op hierdie koue Sondagoggend. Ek dink die winter is op ons. Ons het klaargemaak, of ek het klaargemaak met die boek van Maleagi nou onlangs. En ek het na vele gebed en konsultasie besluit om volgende die boek van Efesiërs te behandel. Ek dink dit gaan 'n vars en 'n welkom asemteug vir die gemeente wees, siende dat ons het nou Openbaring behandel, ons het Maleagi behandel, dit is profetiese swaar boeke, wat baie handel oor die oordeele van God, waar Efesiërs is weer 'n bietjie meer leerstellig georiënteerd en evangelie ryk. So ek vertrou dat die Here ook daardeur sal werk. Voordat ek Efesiërs aanpak, was daar versoeke dat ek sekere kwessies, lering oorbied van die kansel af. So ek gaan vandag spesifiek hanteer die kwessie van, ek het die boodskap getitel, die verwaarloosde blyk van liefde betoon in kerklike dissipline. Moet ons dink daaroor as 'n gemeente. Wat sê die Here se woord daaroor? Dan sal ek graag volgende week, as die Here wil, as hy vertoef om te kom, wil gesels oor, of preek oor, die Christen en ons sonde stryd. Hoe moet ons daaroor dink? Die bevel van heiligheid teenoor ons belewenis van sondigheid, dag tot dag. En ek beoog ook om julle in daardie lig te bemoedig. En dan, onthou asseblief, oor 2 weke, gaan ek die onderwerp van die Heilige Gees se doping, inwoning en vervulling hanteer. Daar is heelwat van ons mense, veral ons jonger mense, wat beïnvloed word deur allerhande beweringe en dwaalleringe in ander geleedere oor die persoon en die werking van die Heilige Gees. Dan gemeente, laat my toe om julle op te roep tot aanbidding vanmôre. Die woord van die Here in Hebreërs 10 vanaf vers 19 sê: broers en susters, ons het vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, as dit ware, langs 'n nuwe en 'n lewende weg wat Jesus vir ons geopen het deur die voorhangsel heen, die voorhangsel wat geskeur het met sy kruisdood. Dit is deur sy liggaam, en ons het 'n groot priester oor die huis van God, hy self. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid. Gemeente, kom ons nader die Here so vanmôre, terwille van sy eer. En laat ons begin deur ons oë te sluit en in gebed sy genadetroon te nader. Hemelse Vader, alle ere aan U in die hoogste hemele, U ons God, wat ewig is, wat onveranderlik is, wat almagtig en alwetend, alomteenwoordig, alwys is. Here, U is wonderbaar. Ons eer U vir wie U is. Here, in U persoon, in U wese en aard, dat U volmaak is, Here, in elke opsig wat U moraliteit, U heiligheid, U genade, U barmhartigheid, U liefde, U geregtigheid, U toorn aanbetref, Here. Ons eer U vir U werke, dat U in Christus Jesus, Here, vir U self 'n oorblyfsel vanuit die gefalle mensdom gered het en besig is om te red, wie U geregverdig het, wie U geheilig het, aangeneem het en volhard in die geloof, tot en met daai dag waarna ons uitsien, die wederkoms van ons Here Jesus, wanneer ons ook verheerlik sal wees. Vir U werking in Christus Jesus wat vir ons kosbaar is, en dat U nie net Christus Jesus vir ons gegee het nie, maar in Hom ook elke dag vir ons seën met soveel gawes, ryke seëninge uit U hand. Ons eer U vir dit alles. Here, U is waarlik lofwaardig. Mag U ons, Here, altyd benadruk om te lewe met 'n Godwaartse fokus, ingestel te wees op U, en lewens van aanbidding te leef, heilige lewens in gehoorsaamheid aan U woord, afgesonderde lewens, Here, vanuit die wêreld, vanuit, Here, sondepatrone,
sodat ons U mag behaag in elke opsig, in ons gedagtes, ons woorde, ons dade, ons reaksies, ons motiewe en alles. Here, mag U verheerlik word in ons en deur ons, ook korporatief as 'n gemeente. Ontvang ons lof, Here. Stel ons in staat deur die Gees vanmôre om U in gees en waarheid te aanbid, Here, want soos U self sê, Here, U begeer aanbidders wat U so aanbid. In Johannes 4 vers 24, dat ons aanbidding opreg sal wees, sal kom vanuit liefde vir U, Here, U wat ons eerste lief gehad het en die liefde bewys het aan ons deur die kruis van ons Here. Here, ons bring lof. En ook voorbidding, ons wil vra, Here, dat U ons gemeente ryklik sal seën in elke aspek van ons gemeente lewe. Here, ons wil vir U dankie sê vir ons amptdraers, ouderlinge en diakens en vra dat U hulle sal bemagtig, Here, en toerus vir die werk waartoe U hulle geroep het in U gemeente, dat U hulle sal gebruik, Here, om U koninkryk te laat vestig en uitbrei in ons midde. Ons dank U vir ons lidmate, vir elke een, Here, wie U toegevoeg het by ons getal. Here, wat met ons saam snoer as die liggaam van Jesus Christus hier in die plaaslike gemeente. Ons wil bid vir diegene op ons bulletin, Here, die name wat genoem word daar, oom Seef. Ons dankie vir Alia wat gesond is. Dankie vir gebedsverhoring wat daaraan betref. Ons dankie dat Marley gisteraand veilig tuis is van Amerika af. Ons wil bid dat U sal verder onderneem met haar en ook haar pa en die familie. Ons wil Monica Thuis se naam noem. Ons dink aan Jakobus de Koning in Skotland en sy gesin. En elke ander naam hier op ons bulletin. U ken hulle omstandighede, onderneem, buk neer in genade, Here. En wees vir hulle 'n God van nabyheid, 'n teenwoordige helper om hulle te onderskraag en by te staan in hulle omstandighede. En nie net hulle nie, maar elke een van ons, Here, asseblief. Wees ook met diegene wat verjaar. Ons dink aan oom Ivan en Tarina wat vandag verjaar, ook Helene en Tanya wat in die komende res van die week verjaar. Ag Here, dat U ook met hulle sal wees, hulle sal seën. En meer van U self aan hulle sal openbaar, vir hulle sal groei in hulle kennis van U en in hulle diensbaarheid van U, asseblief, Here. Ons dink aan ons bedienings. Dankie dat U ons met soveel bedienings geseën het in Antipas. En ons wil vra dat U, Here, sal werksaam wees in elke bediening. Here, sodat ons in daardie konteks disippelskap sal sien gebeur. Die groei van ons lidmate in hulle kennis van U, U waarheid, U woord, U wil. Here, dat ons ook deur die bedienings konstant gevorm sal word na die beeld van ons Here. Ons dink aan ons sendelinge wie ons ondersteun, Here, dat U ook met hulle sal wees, met die Sola 5 assosiasie van kerke in Suidelike Afrika waarmee ons affilieer, dat U ook, Here, in elkeen van daardie gemeentes werksaam sal wees, dat U wil sal geskied vir elkeen van daardie gemeentes, en dat U, Here, vir hulle vrug sal gee op hulle bediening, terwille van U eer en die uitbreiding van die koninkryk. Ons dink aan ons land, U vermaan ons in die skrifte om te bid vir ons regering, en ons dink vanoggend aan ons regering, en vra soos altyd die redding van hooggeplaastes, en Here, dat U ons regering sal in staat stel om hulle Godgegewe mandaat in te sien. Here, dat hulle nie gekant sal wees teen U nie, maar dat U hulle ook, Here, sal gebruik om U wil uit te werk in U wêreld, sodat ons 'n godvrugtige, rustige lewe mag lei, soos die woord sê. Ons dink nie net aan Suid-Afrika nie, maar ook aan China, daardie groot wêreldland waar daar soveel dwaling is, soveel verblinding is. Here, soveel goddeloosheid. Dat U asseblief sal ingryp, Here, dat U kosbare ewige siele sal red, dat U kerk sal bewaar, Here, dat U die kerk getrou sal hou aan U self, en dat U, Here, vir hulle sal help om die woord, die evangelie waarheid suiwer uit te dra, terwille van U eer. Onderneem in die omstandighede van die ondergrondse kerk in China, asseblief, Here. Dan vir hierdie erediens, Here, kom naby ons, seën ons.
Asseblief, Here, en verheerlik U self. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Ere aan God vir ons Here Jesus Christus, wat hy aan ons gegee het ter wille van ons verlossing, dat hy vir die Here Jesus 'n liggaam berei het, wat Jesus as ons ewige hoëpriester geoffer het. Hy was beide die offeraar, ons ewige hoëpriester, en self die offer waardeur ons vir altyd vervolmaak is, ons wat tot God deur hom gaan, sê die skrywer aan die Hebreërs. En dit wat ons nou net gesing het, geliefdes, vier ons nou deur die heilige nagmaal. Die nagmaal is een van 2 tekens van die nuwe verbond waaronder ons staan, en is spesifiek daai teken wat ons herinner aan dit wat Jesus vir ons verlossing gedoen het deur sy kruisdood op Golgotha, toe sy liggaam gebreek was, toe sy bloed gevloei het vir ons. Dit is 'n teken wat ons moet aanhou om te beoefen tot en met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ek rig 'n waarskuwing aan julle, elkeen wat voor my is, dat hierdie instelling is Bybels gesproke slegs vir wedergeborenes. Dit is slegs vir hulle wat al deur die Heilige Gees oortuig was van sonde, wat in berou tot bekering gekom het, na Jesus toe gedraai het, wat hom aangeneem het deur geloof as die verlosser van sonde in jou lewe en as die Here van jou lewe, wat hom daagliks ook so volg in volgehoue bekering en geloof. Die nagmaal is vir julle wat in Christus is en in hom volhard. As jy onseker is oor jou saak met die Here vanoggend, moenie die nagmaal eet en drink saam met ons nie, moenie die elemente gebruik en sodoende moontlike oordeel oor jouself eet of drink nie. Vir ook 'n aanmoediging, rig aan julle soos wat my gebruik is, dat hierdie nagmaal is nie vir sondelose, volmaakte gelowiges nie, daar bestaan nie so iets hierdie kant van die graf nie. Dit is juis om ons sondaars wat gered is deur genade, om ons te herinner, ons staan aanvaar voor die Vader op grond van Jesus se meriete, sy sondelose lewe en spesifiek sy plaasvervangende kruisdood namens ons. En wat 'n wonderlike, vertroostende waarheid is dit nie. Elkeen van julle wat die wedergebore disippels van Jesus is, mag vanoggend saam met ons die nagmaal gebruik. Jy hoef nie 'n lidmaat van die gemeente te wees nie. Jy moet net weet dat jy weet en die getuienis van die Heilige Gees in jou hart het, dat jy aan Jesus behoort. Ek wil vra dat die diakens na vorentoe sal kom om vir ons die elemente uit te deel, asseblief. As jy die broodjie en die sap of wyn neem, moet dit nie dadelik eet of drink nie. Wag asseblief dat ons dit saam eet of drink as liggaam van Jesus. En julle sal sien van die kelkies is ligter, dit is die sap. Van hulle is donkerder, dit is die wyn. Arno, ek het dit reg om, ne? Ek sal nie 'n konsternasie wil veroorsaak nie. Neem die brood, neem die sap en hou dit dan by julle totdat ons dit saam eet of drink. Ek wil vir julle geleentheid gee terwyl die elemente uitgedeel word om julle harte voor te berei vir hierdie heilige, hierdie gewyde gebruik. En ek wil vir julle voorlees die kruisgebeure, soos die evangelie van Johannes dit aan ons voorhou. Julle kan net sit en luister sodat hierdie gebeure vars in ons geheue is, soos wat ons dan nou vandag ons Here Jesus in herinnering roep. Johannes 19 vanaf vers 1 sê vir ons, toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir hom omgehang en na hom gegaan en aangehou sê, gegroet koning van die Jode. En hulle het hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer uitgekom na buite en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet
dat ek geen skuld in hom vind nie. Jesus het toe uitgekom na buite, met die doringkroon op sy kop, met die purperrooi mantel om. En Pilatus sê toe vir hulle, kyk, die mens. Toe die leierpriesters en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu, kruisig, kruisig. Pilatus het vir hulle gesê, vat julle hom en kruisig julle hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Toe lewer Pilatus vir Jesus aan hulle uit om gekruisig te word, en hulle het toe vir Jesus weggelei. Jesus het self die kruis gedra, en het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. En daar het hulle hom gekruisig, saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeheg. En daarop het gestaan, Jesus die Nasareëner, koning van die Jode. En baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad geleë was. Dit was geskryf in Hebreëus, in Latyn en in Grieks. Die leierpriesters van die Jode sê toe vir Pilatus, moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat daardie man gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het hulle geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy bookleed geneem en dit in 4 dele verdeel. En elke soldaat 'n deel, en so ook sy onderkleed, maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeer nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, julle het my boklere onder mekaar verdeel, en oor my klere het hulle die lot gewerp. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Net tot sover. Die woord van die Here leer vir ons deur die pen van die apostel Paulus onder die inspirasie van die Heilige Gees. Paulus skryf vir die Korintiër gemeente in 1 Korintiërs 11 vers 23 oor die nagmaal. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit, is die opdrag, om my in herinnering te bring. En soos ek gereeld vir julle sê, die woord leer vir ons dat Jesus se liggaam was gebreek vir ons. Daarom breek ons die brood saam as 'n gemeente, om ons te herinner dat deur die breek van Jesus se liggaam vir jou en my, dat hy die straf van ons sondes, God se toorn oor ons sondes en die mag van sonde gebreek het. Dink hieroor na, soos wat ons nou saam die brood eet. Die apostel Paulus gaan aan, hy skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 25 en 26 sê hy, so ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit is die opdrag, so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, ook vandag, verkondig julle die dood van die Here
totdat hy weer kom. Daarom skink ons saam die sap. As 'n herinnering dat Jesus se bloed vir ons gevloei het aan die kruis om die skuld van ons sondes uit te delg. Daarom staan ons sonder veroordeling voor God vandag. Is dit nie 'n wonder nie? Dink hieroor na soos wat ons nou saam die sap of wyn drink. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg en 'n groot eer om Jesus, ons Here, ons hoof, ons verlosser, ons God in herinnering te roep op hierdie wyse. Om weer herinner te word aan dit wat hy in selflose liefde vir ons gedoen het op Golgotha te vier. Ag Here, ons eer U, dat U in Christus Jesus vir ons so volmaakte verlossing bewerk het. Dankie Here dat ons vry mag wees, verlos mag wees van die skuld en die straf van sonde. Dat U toorn oor sonde uitgedien is, omdat Jesus dit in sy liggaam aan die kruis versadig het. En dat U deur om die mag van Satan en sonde oor ons verbreek het, sodat ons nou ons liggame kan wy aan U in gehoorsaamheid, as werktuie van geregtigheid tot U eer. Ons dank U dat daar geen meer veroordeling op ons rus in Christus Jesus nie. Here, maar dat ons die geregverdigde, geheiligde, aangenome kinders van God kan wees, en help ons dan as sulks, om te lewe in die lig van die kruis, dat die evangelie van Jesus altyd die senterpunt sal wees van ons boodskap. Dat ons nooit die kruis sal vervang met 'n randsaak nie. Here, dat ons intentioneel evangelie gesentreerd sal wees in ons denke, ons woorde, ons doen en late as individuele gelowiges, maar ook korporatief as 'n gemeente. En help ons nou, Here, om in die res van hierdie dag en week wat voorlê te lewe in die lig van ons Here Jesus se verlossingswerk. En uit dankbaarheid hom te aanbid daarvoor. Amen. Liefste gemeente, julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Matteus 18 verse 15 tot 17. Matteus 18 verse 15 tot 17. Ek gaan vandag preek oor die tema wat die boodskap het ek getitel die verwaarloosde blyk van liefdebetoning. Die tema is kerklike tug of kerkdissipline. Daar bestaan in ons dag soveel onkunde daaromtrent, en dat dit noodsaaklik is dat ons na die woord van die Here toe gaan, om te hoor wat die hoof van die kerk, Jesus Christus, se wil in hierdie verband is. Die verwaarloosde blyk van liefdebetoning, kerkdissipline. En ek wil hierdie boodskap vanuit 'n unieke hoek benader vanmôre, en die vraag vir julle vra, wat maak 'n kerk werklik kerk in die Bybelse sin van die woord? Ek weet nie of julle al ooit dit oordink het, wat is die definisie van 'n egte Bybelse kerk nie? Maar histories was die kerk gedefinieer in terme van 'n stelling wat ons vanuit die apostoliese geloofsbelydenis het. Ek weet nie wie van julle kan onthou, die ouer mense dalk, toe ek baie jonk was, jonger as nou, het ons in die NG Kerk by tye opgestaan op Sondag, en dan het ons die apostoliese belydenis hardop gesê. En een van die reeltjies was gewees, ek glo in een heilige, algemene, Christelike kerk. Nou daai stelling word genoem die patristiese formulering, waarmee die Rooms-Katolieke sowel as die Protestante saamstem. Alhoewel die Rooms-Katolieke en die Protestante ander betekenisse gee vir hierdie 4 kenmerke in daardie stelling.
Ek glo in een, wat praat van die eenheid van die kerk, soos Paulus vir ons skryf in Efesiërs 4 vers 4 tot 6, dat daar is een Here en een liggaam. Ek glo in een heilige, wat praat van die feit dat die kerk is afgesonder vanuit die wêreld, afgesonder van sonde, om aan God in Christus te behoort, om hom lief te hê en hom te dien in gehoorsaamheid aan sy woord. Dis 'n anderste mense. Daarom word die kerk en gelowiges genoem in die Nuwe Testament briewe, soos 1 Korintiërs 1 vers 2, die heiliges, of die geheiligdes in Jesus Christus. Ek glo in een heilige, algemene. Die term beteken eintlik universeel. Dit praat van die wêreldwye aard van die kerk, dat die kerk reg oor die wêreld het een mandaat, een missie wat hulle vervul, naamlik om uit te gaan en die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig en aan dan van die nasies disippels te maak, om hulle te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, om hulle te leer alles wat Jesus beveel het. Ek glo in een heilige algemene Christelike kerk, Christelike verwysend na die ortodoksheid van die kerk, met betrekking tot die feit dat ons die leer van Jesus en die apostels volg. So die kerk moet ortodoks wees, Christelik wees in terme van die apostels se boodskap, soos dit opgeteken vir ons, veral in die Nuwe Testament. En daarom lees ons in Handelinge 2 vers 42, die vroeë gemeente het volhard in die leer van die apostels. En elke ware kerk, in die geskiedenis ook vandag, moet volhard in daai selfde leer wat die apostels vanaf Jesus ontvang het, God se finale openbaring, wat hulle bekend gemaak het ook deur hulle skrywes. Hierdie 4 kenmerke in die patristiese formulering is waar van die universele kerk. Ons kan sê die universele kerk is een, is heilig, is wêreldwyd, is veronderstel om ortodoks te wees, die ware kerk van Jesus Christus. En daarom moet dit ook waar wees van elke plaaslike gemeente. Want onthou, die universele kerk is 'n onsigbare entiteit, wat bestaan uit alle wedergeborenes van alle plekke en tye, oor denominasiegrense heen. En dan die universele kerk manifesteer in sigbare plaaslike gemeentes, en dit wat waar is van die universele kerk, moet waar wees van die plaaslike gemeente. So elke plaaslike gemeente moet ook nastreef eenheid, heiligheid, en dan natuurlik ook om die een mandaat van die kerk uit te voer en Christelik, ortodoks te wees met betrekking tot hulle leer. Tog hierdie dinge, hierdie 4 kenmerke beskryf die aard of die wese van die kerk. En nie regtig die aktiwiteite, dit wat die kerk, die ware egte Christelike kerk behoort te doen nie. En daarom het ons protestantse voorouers, die wat in Engels genoem word die magisterial reformers, reformatore soos Johannes Calvin, Martin Luther, Huldrych Zwingli, hulle het bygevoeg by hierdie 4 kenmerke. Nommer 1, 'n ware egtelike Christelike kerk is 'n kerk wat hou by die suiwer leer van die woord in praktyk. En wat hou tweedens by die suiwer beoefening van die instellings wat die Here Jesus aan sy kerk gegee het, die Christelike doop en nagmaal. En dit word vir ons in 'n baie vroeë geloofsbelydenis opgeteken, die Augsburgse belydenis, waarop baie ander vroeë belydenisse van die kerk gebaseer is. Dit sê, a true church is a congregation of saints, heiliges, in which the gospel is purely preached and the sacraments are rightly administered. So dit definieer 'n Bybelse kerk. In die praktyk kan ons daarom sê, as 'n kerk toegewy is aan die leer van God se woord, as dit een van die kenmerke is, dan moet hy mos toegewy wees aan die eksposerende lering van die Bybel.
om nie die Bybel te gebruik op 'n onverantwoordelike manier as net 'n stawing van menslike idees, goedvol boodskapies, motiveringspraatjies nie, maar dat die Bybel boek vir boek, paragraaf vir paragraaf, vers vir vers behandel word sodat die gemeente bedien word met die volle raad van God. En ook sou dit beteken dat 'n gemeente toegewy wees aan 'n korrekte Bybelse teologie, menende 'n korrekte siening van die ontvouing van God se verlossingsplan deur die storielyn van die Bybel as een geheel storie wat sentreer in die kruis van Jesus Christus, wat vervul is in die kerk en uiteindelik tot volëinding sal kom in die herstelde nuwe hemel en nuwe aarde, wat Jesus by sy wederkoms sal oprig. En as nie net die leer nie, maar die instellings ook 'n kenmerk van 'n egte Bybelse kerk is, dat enige gemeente dan 'n akkurate Bybelse begrip en verstaan sal hê van die doop en die nagmaal wat ons pas gevier het. Maar is dit al wat 'n Bybelse kerk kenmerk? Ek dink daar is sekere ander dinge wat vloei vanuit hierdie twee, wat ons sien byvoorbeeld in die vroeë Handelinge kerk. Evangelisasie sal ons sê is 'n absolute noodsaaklikheid vir 'n egte Bybelse kerk. As hulle dan die een mandaat van die kerk getrou uitvoer, en as evangelisasie 'n kenmerk van die kerk is, dat daardie gemeente toegewys sal wees tot 'n akkurate verstaande begrip van die evangelie boodskap, dat elkeen sal weet wat is die suiwer evangelie. Dat hulle toegewyd sal wees aan 'n akkurate Bybelse begrip van bekering, wat bekering werklik is. Dat hulle toegewyd sal wees tot 'n akkurate Bybelse begrip van hoe evangelisasie gedoen moet word. Ook gemeenskap, kan ons sê, is 'n kenmerk van die kerk, soos ons dit sien in Handelinge 2 in die vroeë Christelike kerk. En as gemeenskap 'n kenmerk van die ware kerk is, moet elke gemeente dan toegewyd wees tot akkurate Bybelse begrip van kerklidmaatskap. Wat beteken dit om deel te wees van daai gemeenskap? En hulle moet toegewys wees tot 'n akkurate Bybelse begrip van kerkleierskap. Hoe moet daai gemeenskap gelei word? Hulle moet toegewy wees tot 'n akkurate Bybelse begrip van disippelskap. Hoe moet ons disippelskap in ons midde uitvoer? En hulle moet ook toegewyd wees tot die uitvoering van dissipline tot eer van die Here. En dan is daar ander kenmerke wat uitvloei. Gebed is 'n absolute noodsaaklike kenmerk van 'n ware egte kerk. Aanbidding en om te gee ter wille van die werk van die Here. Alles hierdie dinge maak 'n kerk waarlik kerk. Al hierdie dinge is onweglaatbaar vir 'n suiwer kerk in die Bybelse sin van die woord. Nou een so 'n kenmerk van 'n egte Bybelse kerk wat ek genoem het en wat ek graag wil in fokus op vandag is kerklike tug of kerkdissipline, wat in ons dag regtig genoem kan word die verwaarloosde blyk van liefdebetoning. Ek weet nie of dit nodig is nie, ek kan seker sê dat in ons dag is daar 'n groot onwilligheid onder baie sogenaamde kerke van ons Here Jesus Christus om kerklike tug of kerkdissipline toe te pas, omdat daar in die laaste generasie of 2 of 3 'n fokusverskywing plaasgevind het in die kerk van Jesus Christus. Die fokus het verskuif vanaf heiligheid na wat ons kan noem 'n verbruikersmentaliteit. Soveel sogenaamde kerke in ons dag en tyd is slegs ingestel op kerkgroei. Numeriese getalle in kerkbanke en weens daai ingesteldheid ontwikkel hulle wat ons noem 'n soeker-sensitiewe aanslag.
Die fokus is nie meer God en sy heilige wil en die heiligheid wat hy begeer vir ons as gemeente en as gelowiges nie. Die fokus is die begeertes en die behoeftes van die mense wat kerk toe kom. En sulkes met daai ingesteldheid poog dan om mense te trek met allerhande vermaaklikhede. Jy weet, hulle probeer 'n belewenis van kerk skep wat uitloklik is vir mense se vlees wat hulle trek. Die musiek moet net reg wees. Die preke moet net reg wees. Dit moet net nie te lank nie, net nie te kort nie en bewaar die prediker se siel as hy iets sê wat die gemeente nie wil hoor nie. Daar moet programme wees vir elke lid van die gesin. Daar moet gemak en gerief wees met betrekking tot parkering en allerhande goed, die sitplekke en beligting en klank en al die dinge. Kyk, daar's niks verkeerd daarmee om nie onnodige hindernisse in die weg te lê vir mense om die woord te hoor nie. Maar ek praat van 'n algemene ingesteldheid en natuurlik sal kerklike tug of dissipline sinneloos wees vir so ingesteldheid. Soos die Engelse sê, dit sal counterproductive wees as die ingesteldheid net kerkgroei is. En daarom het kerklike tug in ons dag onpopulêr geraak in soveel kringe. En omdat dit onpopulêr is en nie meer so gereeld toegepas word soos in die geskiedenis van die kerk nie, is daar baie onkunde daaroor in ons dag. Ek meen, ek kan dalk vir julle vra, wat is kerklike tug? Gaan jy my kan antwoord? Waarom moet kerklike tug toegepas word? Hoe moet kerklike tug toegepas word? Wat is jou persoonlike verantwoordelikheid met betrekking tot kerklike tug? En om hierdie vrae te beantwoord, wil ek graag vandag saam met julle na 5 oorwegings kyk, rakende hierdie onderwerp van kerklike tug, kerkdissipline. 5 oorwegings, sodat ons nie ook onwillig, sodat ons nie ook onkundig mag wees oor God se wil vir ons as 'n gemeente en as gelowiges in hierdie verband nie, maar eerder dat ons gewillige en dat ons ingeligte instrumente van God se liefde mag wees, wat mekaar liefhet en bereid is om vanuit die ingesteldheid van besorgdheid en liefde mekaar aanspreeklik te hou en konstant aan te moedig tot 'n heilige, aanneemlike, God welgevallige lewe en dit ter wille van sy wil. Met dit gesê, kom ek lees dan ons Here Jesus Christus se woorde oor hierdie onderwerp in Matteus 18 vers 15 tot 17 voordat ek vir ons bid. Ons Here Jesus Christus het gesê, as jou broer of jou suster in die geloof teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies, soos die Ou Testament sê, elke saak bevestig mag word. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die tollenaar, die ongelowige. Net tot sover die woord van die Here. Gemeente, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons nader hierdie teks met ontzag vir U, met respek en eerbied, met sensitiwiteit en versigtigheid, met omsigtigheid. En ek wil bid, Here, dat U vandag in ons midde aan die woord sal wees, deur dit wat U soveel eeue gelede gesê het, Here Jesus, en dat U sal beskik dat die Heilige Gees ons sal verlig vir die ware betekenis van hierdie woorde. Dat ons dit mag verstaan vandag en die toepassing daarvan vir ons lewens, sodat ons gemeentelike en ons individuele lewens mag inrig hiervolgens, en dit tot terwille van U eer. Kom en wees in ons midde werksaam nou. Here, gee vir ons oë wat sien, ore wat hoor, harte wat gewillig is om aan te neem U wil vir ons lewens en om te verander. Asseblief, kom en spreek, Here.
Dit is ons verlang om te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Gemeente, 'n heel eerste oorweging wat ek wil benadruk oor hierdie onderwerp van kerkdissipline is 'n definisie. 'n Definisie, ek het gister nogal vir my vrou gesê, kerkdissipline is so 'n maklike konsep om te verstaan tot 'n mate, maar dit is nie so maklik in die lig van Bybelse leer om dit te definieer nie, maar kom ek doen my bes. En ek noem maar net dat ek het verskeie bronne nageslaan en dit is asof groot teoloë selfs verseg om 'n definisie daaraan te koppel. Hulle omskryf dit met beskrywende woorde. Maar nou ja, wat is kerklike tug? Wat is kerkdissipline? Wanneer ons praat van kerkdissipline, praat ons van die gesag wat God deur Jesus Christus aan die kerk gedelegeer het, om binne in die konteks van die aanspreeklikheidsverhouding waartoe hy ons met mekaar as lidmate in die gemeente verbind het, daai gesag om in daai aanspreeklikheidsverhouding medelidmate tereg te wys en selfs uiteindelik te ekskommunikeer of te verwyder vanuit ons midde uit wanneer hulle die eer van God aanhoudend aantas en die heiligheid, die suiwerheid, die eenheid van die gemeente bedreig deur 'n volharding in onbekeerde sonde. Ek het baie gesê in daai sin, kom ek herhaal dit. Kerklike dissipline is die gesag wat God deur Christus aan die kerk gedelegeer het, om binne in die aanspreeklikheidsverhouding waartoe hy ons met mekaar verbind het, as lidmate van die gemeente, om mekaar aanspreeklik te hou, mekaar tereg te wys en selfs uiteindelik te ekskommunikeer of te verwyder uit ons midde wanneer die eer van God aangetas word en wanneer die heiligheid, die suiwerheid en die eenheid van die kerk bedreig word deur 'n volharding in onbekeerde sonde. Persoonlik dink ek dit is makliker om kerkdissipline te verstaan wanneer ons dit definieer in terme van hoe dit toegepas moet word. So hier's nog 'n definisie om dalk so 'n bietjie meer lyf te gee aan die betekenis of die Bybelse begrip van kerkdissipline. Kerkdissipline is om wanneer die Here jou bewus maak van 'n medelidmaat in jou plaaslike kerkfamilie wat verstrengel geraak het in 'n definitiewe sonde waarvan hulle weier om tot bekering te kom, om hulle tereg te wys en op te roep tot bekering. In 'n ingesteldheid van liefde en sagtheid en waaksaamheid oor jouself, met die doel om daai persoon terug te wen tot herstel in hulle verhouding met God en in hulle herstel in hulle verhouding met ander en ook tot effektiewe diensbaarheid in God se kerk en koninkryk. Ek gaan dit ook weer herhaal. Kerkdissipline is om wanneer God jou bewus maak van 'n medelidmaat in die gemeente wat verstrengel geraak het in 'n definitiewe sonde waarvan hulle weier om tot bekering te kom, om hulle tereg te wys, om hulle op te roep tot bekering in 'n ingesteldheid van liefde en sagtheid en waaksaamheid, met die doel om daai persoon terug te wen tot herstel. Herstel in hulle verhouding met God, herstel in hulle verhouding met ander en ook terug te win tot effektiwiteit in hulle diensbaarheid in God se kerk en koninkryk. In hierdie definisie het ek gesê, dit is wanneer die Here jou bewus maak van 'n medelidmaat. Nou, geliefdes, soos die teks en die res van die Nuwe Testament benadruk, ons kan en ons moet alle medegelowiges kan teregwys vir volharding in sonde, maar ons het nie die gesag om alle medegelowiges onder kerklike tug of dissipline te plaas nie. Dit gebeur slegs binne die gemeente en daarom ook in ons teks sê die Here Jesus dat op 'n sekere punt moet die gemeente betrokke gemaak word. So dis 'n gesag gedelegeer binne die gemeente. Want in die gemeente
is ons op 'n spesiale manier aan mekaar verbonde. Ons staan in 'n spesiale verhouding met mekaar en daar's 'n spesiale verantwoordelikheid wat ons teenoor mekaar het as mede-lidmate van 'n gemeente om mekaar aanspreeklik te hou tot 'n heilige lewe. En dit is waarom kerk en kerkbywoning 'n genademiddel is, waardeur die Heilige Gees ons geestelike welstand bewaar en ons groei ook in die weg van heiligmaking. Mede-lidmate, die definisie sê ook, wanneer die Here jou bewus maak van 'n mede-lidmaat wat verstrengel geraak het in 'n definitiewe sonde, daarmee bedoel ek dat kerklike tug is juis bedoel vir gesindhede en vir gedrag wat die Bybel as sonde bestempel, wat die Bybel bestempel as 'n oortreding van God se morele wil. Daarom sê die Here Jesus hier in ons teks, as jou broer of suster teen jou sondig, dan geld kerklike dissipline. Die tipes sondes, dis dalk ook insiggewend waarvoor kerklike tug, dissipline in die Nuwe Testament tyd toegepas was, is verskeie. Ek het 'n studie gemaak in voorbereiding vanuit die Nuwe Testament uit. In 1 Korintiërs 5 vers 11 word kerkdissipline voorgeskryf vir sondes soos seksuele immoraliteit, afgoderry of gierigheid, dronkenskap, diefstal. In 1 Timoteus 1 vers 20 was kerkdissipline toegepas vir godslastering. In Titus 3 vers 9 tot 11 word kerkdissipline voorgeskryf vir konstante strydlustigheid. Mense wat heeltyd wil redekabel, veral oor nie fundamentele aspekte van die geloof en so verdeeldheid saai onder medegelowiges. In 2 Tessalonisense 3 vers 11 word kerklike tug voorgeskryf vir 'n onordelike wandel, die wat nie wil werk nie en moeisaam is, hulle self bemoei met die sake van ander voortdurend. In 2 Johannes vers 9 en 11 word kerklike tug voorgeskryf vir dwaling, teenoor diegene wat nie hou by die suiwer evangelie waarhede, die fundamentele aspekte van die geloof nie, maar afwyk daarvan. Soos julle hoor, die tipe sondes waarvoor kerklike tug toegepas word in die Nuwe Testament en voorgeskryf word in die Nuwe Testament is uiteenlopend. En die lys wat ek aan julle voorgehou het is nie omvattend nie. Met ander woorde, ons behoort hierdie sondes en soortgelyke sondes met kerklike tug te hanteer. Tog is die beginsels die volgende: uit elkeen van hierdie gevalle in die Nuwe Testament was dit altyd 'n publieke sonde wat algemeen bekend was by die gemeente. En daar was volharding daarin, 'n weiering om tot bekering te kom vir 'n spesifieke tydperiode. En natuurlik was hierdie sondes met tug hanteer of word dit voorgeskryf, want sulke sondes wat net toegelaat word om voort te gaan in 'n gemeenskap, bring veragting op ons Here Jesus Christus. Dit verydel sy eer uiteindelik. Dit bring veragting op die gemeente van die Here Jesus Christus. En die gevaar bestaan dat ander daai sondige voorbeeld beginne navolg wanneer die gemeente net end uit onbekeerde sonde in haar midde verdra. En dan sê die definisie ook baie duidelik, wanneer die Here jou bewus maak van 'n medelidmaat wat verstrengel geraak het in 'n definitiewe sonde, waarvan hulle weier om tot bekering te kom. Kerklike tug is slegs bedoel vir onbekeerlikheid, as daar so 'n woord is. Hannetjie verwoord sal my na die tyd reg help. Baie dankie Hannetjie. Dis waar berou ontbreek, waar daar geen berou is oor sonde nie en waar daar amper 'n kwaadwillige of 'n moedswillige volharding is in dit wat die Here verbied het of ongehoorsaamheid aan dit wat hy vermaan vanuit sy woord. Daarom sê ons teks ook
gaan na hom toe waar julle twee alleen is, vers 15, as hy na jou luister, het jy jou broer gewen, as hy nie luister nie, vat 2 of 3, as hy nie na hulle luister nie, sê vir die gemeente, as hy ook nie na die gemeente luister nie, julle hoor, dit is 'n volharding in onbekeerde sonde. Nou, my pastorale hart noodsaak my om hier te sê, dat wanneer dit kom by boesemsondes, kyk, ons wil ook eerlik wees met mekaar, ons is op die pad van heiligmaking, ons is nog nie verlos van die teenwoordigheid van sonde voor ons verheerliking nie, ons worstel met sondes elkeen, ek sal nou volgende week daaroor preek spesifiek, en somtyds vir 'n seisoen, of dalk 'n korter of langer seisoen, worstel ons met wat ons kan noem 'n boesemsonde, daai ding wat jy wil oorwinning oor kry, maar jy worstel, en jy's bekeerlik van hart, jy wil nie volhard in daai ding nie, jy wil oorwinning hê, jy soek dat die Here, elke dag bely jy jou sonde, 70 maal 7 keer. Kerkdissipline is nie vir daardie boesemsonde, as ek dit so kan noem nie. Waar daar 'n gewilligheid is vir bekering, moet ons verdraagsaam wees en noodsaak die Here dat ons so boetie of sussie intensief sal disipel eerder, om hulle te help om tot bekering te kom en oorwinning te hê oor daai sonde waarmee hulle worstel, en wat die Here so onteer en soveel hartseer in hulle lewe veroorsaak. Ook kerkdissipline is nie vir voorkeur kwessies nie. Dit is daai nie fundamentele sake soos klere drag en musiek smaak, of nie fundamentele sienings soos eindtydsienings en die gawes van die Gees en al daai goed. Dis nie vir voorkeur kwessies nie. In sulke gevalle waar ons met mekaar mag verskil, gegee ons Christelike vryheid, skryf die Bybel ook verdraagsaamheid voor. Geliefdes, ek hoop dat ek dit behoorlik gedefinieer het. My aanmoediging soos altyd sal wees, gaan ondersoek die skrifte verder, wees soos die Bereane van Handelinge 17 vers 11, gaan ondersoek wat ek sê uit die woord van die Here om te sien of hierdie dinge so is. 'n tweede oorweging wat ek met julle oor wil gesels is ons persepsie van kerklike tug. Ons persepsie. Daar is 'n aanname by ons wanneer ons gesels oor kerklike tug en kerkdissipline, dat dit slegs negatief van aard is, nie waar nie. Miskien dink jy terug aan daai pak sla wat jy in standaard 5 gehad het. Ek het my ergste pak sla in standaard 5 gehad. En jy weet hoe ontsteld jou ouer was. Jy weet, ek het al stories gehoor, my oupa het my eendag vertel hoe hulle in 'n vorige generasie pak sla gekry het. Hulle baie keer met die vuiste bygedam was. Geliefdes, dit is nie Bybelse tug nie, dis kindermishandeling. Jy weet, en natuurlik sal dit vrees opwek. Jy weet hoe ek ons kinders tug in die huis is gebeheers. Dit is in lyn, of ek poog met die hulp van die Here om dit beheers te doen en in lyn met die woord. As een van my dogters iets doen wat die wil en wee van die Here oortree, dan sal ek hulle een kant toe neem, want pak sla is nie 'n toeskouersport nie, soos hulle sê. Ek sal hulle een kant toe neem en ek sal by hulle sit en vir hulle verduidelik waarom dit wat hulle gedoen het sonde is voor die Here. Dan sal ek vir hulle sê hoeveel houtjies ek hulle gaan gee, net om te wys ek is beheers. En dan sal ek daai houtjies gee. En dan direk as ek die houtjie, laaste houtjie gee, hou ek hulle vas. En ek sê, papa's lief vir jou, daarom tug ek jou. En so dit het 'n positiewe uitwerking, en hulle verstaan dat tug kom vanuit 'n hart van liefde, wat hulle bes wil nastreef. En dis ook die idee agter kerklike tug, kerkdissipline. Dit is onafskeidbaar verbind aan disippelskap. Ek wil hê julle moet dit so verstaan. Disippelskap en dissipline is die twee kante van dieselfde muntstuk, kan ons sê. Disippelskap is die vormende aspek van dissipline. Dissipline is die korrigerende aspek van disippelskap. En daarom het dissipline soos die Bybel dit voorskryf en soos die Here Jesus in ons teks daaroor praat, 'n positiewe doel of mikpunt.
Wat is daai doel? Let op in vers 15, die Here Jesus se woorde. Hy sê, as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Dit is die doel, positief. Teruggewen. Kyk, as jy en ek glo wat Jesus en die apostels geleer het, soos Paulus dit verwoord in Romeine 8 vers 13, dat diegene wat in die vlees lewe en het 'n gebruik gemaak het om in die vlees te lewe, hulle sondige natuur te volg, hulle sal sterwe. As ons glo dis waar, hoe is die liefde van God in ons as ons hulle nie waarsku nie, as ons hulle nie teregwys nie, as ons hulle nie oproep tot bekering nie? Geliefdes, kerklike tug is so noodsaaklik, want die Here het deur Johannes die apostel gesê in 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, as iemand bely om Jesus te ken, maar hy gehoorsaam nie sy gebooie nie, is daai persoon 'n leienaar. Sy is self misleid. As iemand bely om die Here te ken, moet hy ook wandel soos die Here gewandel het. Daar gaan baie wees wat nou in kerkbanke gesuis word, gestreel word, aangemoedig en gepaai word in hulle sondes, wat nie aangespreek word nie, wat eendag voor die Here gaan staan en gaan moet hoor, gaan weg van my af, ek ken jou nie, jou werker van ongeregtigheid. Jesus het gesê in Matteus 7 vers 21 tot 23, baie sal in daai dag spyt wees, hulle sal ontnigter wees, want nie almal wat vir hom sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk nie, slegs die wat die wil van die Vader doen, en dit is die doel. Dit is hoekom die kerklike tug so noodsaaklik is. Dit kom uit 'n plek van liefde uit om jou terug te win, om te doen wat die Vader voorskryf in sy woord, om 'n heilige lewe te leef tot eer van God. Om mekaar van selfmisleiding, die hart is bedrieglik bo alle dinge, né? Om mekaar te bewaar en van ontnigtering te spaar. Kyk, ek moet dalk sê in 'n gesprek oor ons persepsie rakende kerklike tug, moet julle onthou dat ons God self, wat homself openbaar as Vader aan ons, is 'n regverdige regter wat ons aanspreeklik hou en wat ons dissiplineer in liefde, soos Hebreërs 12 vers 5 tot 11 vir ons sê. En hy doen dit as 'n blyk van liefde betoning aan ons, wanneer ons afwyk van sy wil en wee, wanneer ons nalat om te doen wat hy beveel het, en ook wanneer ons oortree dit wat hy beveel het. Hebreërs 12 vers 5 en 6 sê, my seun, my dogter, moenie die dissiplinering van die Here geringskat in jou lewe nie. Moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een wie die Here liefhet, hy tug die Here. Hy straf elke seun, elke dogter wat hy aanneem. Dit is egte seuns en dogters wat in liefde deur die Vader getug word. En God beveel ook dan sy kerk om mekaar in liefde aanspreeklik te hou, soos hy ons aanspreeklik hou, deur die prosedure wat Jesus vir ons hier neergelê het omtrent kerkdissipline, en sodoende instrument in sy hand te wees waardeur hy ons dissiplineer in geregtigheid. Soos die skrif vir ons sê, as jou broer, suster teen jou sondig, moet jy hom teregwys. Daar's nie 'n opsie nie. Jesus sê, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die tollenaar, die ongelowige. Op daai punt sal hy verwyder word uit die gemeenskap. En sal die ouderlinge die gemeente aanmoedig om daai persoon te evangeliseer.
Nog 'n oorweging wat ek met julle oor wil gesels wanneer ons praat oor hierdie onderwerp van kerkdissipline is ingesteldheid kortliks. Kerkdissipline mag nooit, maar nooit uitgevoer word vanuit die ingesteldheid van wraaksugtigheid nie. Nooit nie. Die Here Jesus sê vir ons deur die pen van die apostel Paulus in Romeine 12 vers 19: Geliefdes, moet julle nie wreek nie. Laat ruimte vir die oordeel van God. Daar staan geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Ons mag dit nooit uit wraaksug doen nie, maar soos ek nou benadruk het, uit liefde, soos wat God in liefde sy kinders stig, volgens Hebreërs 12 vers 5 tot 11, so ook met ons. In liefde sorg dra vir mekaar, om mekaar tereg te wys en op te roep tot bekering vir volharding en onbekeerde sonde. Ek lees vir julle Galasiërs 6 vers 1. Galasiërs 6 vers 1 sê: broers, susters, as iemand, hy praat met die gemeente, as iemand in julle geleedere deur een of ander sonde oorval word, moet julle, dis weer die opdrag, wat met die gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reg help, teregwys. Maar let op jouself dat jy nie ook versoek word nie. En natuurlik, geliefdes, omdat ons God liefhet en omdat ons mekaar liefhet en besorgd is oor mekaar, dra ons ook verantwoordelikheid vir mekaar om met sagmoedigheid, sagtheid, nie verwaandheid en hoogmoedigheid nie, maar nederigheid mekaar aan te spreek, tereg te wys, in waaksaamheid oor onsself, dat ons nie ook versoek word om te val in dieselfde sonde nie. En ek wil iets hierby sê, weer eens vanuit 'n pastorale oog. Wanneer dit kom by die toepassing van kerklike tug, is volwasse oordeel so nodig. Daarom het die Here ouderlinge gegee aan die gemeente om die gemeente te lei. Ook wanneer dit kom in 'n saak soos kerkdissipline. Manne wat geesvervuld is, geestelik volwasse is, wat die skrifte ken, wat ook met die ingesteldheid van Christus kan voorgaan in so 'n saak. Want jy sien, volwasse oordeel is so nodig, want elkeen van ons is onvolmaak. Elkeen van ons worstel op die pad van heiligmaking met sonde, en daarom moet dit met omsigtigheid, nederigheid en baie sensitiwiteit behandel te word. Nog 'n oorweging wat ek met julle oor gesels is die rede, ek wil dit kortliks aan julle voorhou. Die rede vir kerklike tug is eerstens vir die beswil of die welstand van daardie gelowige wat volhard in onbekeerde sonde, om hulle, soos die teks sê, terug te wen, weg van die pad van verwoesting en seer en uiteindelike tragedie wat sonde altyd meebring. So dit is vir die beswil, die welstand van daai gelowige, maar nie net vir hom nie ook. Tweedens vir die beswil, die welstand van ander gelowiges wat bewus gemaak word deur kerkdissipline van die gevaar en die gevolge van onbekeerde sonde. Daarom lees ons byvoorbeeld ook in 1 Timoteus 5 vers 20, berispe in almal se teenwoordigheid diegene wat aanhou sondig, wat volhard in sonde, sodat ook die ander afgeskrik kan word. Die beginsel daar is dat dit dien as 'n afskrikmiddel om ons te waarsku teen die gevaar van sonde. En nie net dit nie, derdens ook, dit dien vir die beswil, die welstand van die hele gemeente, want as die bruid van Christus gereinig deur sy bloed, moet haar heilige en gereinigde toestand bewaar word. Daarom is dit ook so noodsaaklik. Jy weet, Paulus, wanneer hy in 1 Korintiërs 5 skryf oor kerklike tug, dan gebruik hy 'n voorbeeld, 'n analogie van suurdeeg. Hy sê 'n klein bietjie suurdeeg in 'n bol deeg maak die hele deeg later suur. Daar moenie suurdeeg in ons midde wees nie. Onbekeerde sonde, want ons is die gereinigde, geheiligde bruid van Jesus Christus.
en ons moet die suiwerheid van ons leer en lewenswandel moet ons bewaar. Vierdens ook, terwille van die beswil en die welstand van ons getuienis as 'n gemeente na buitentoe. Natuurlik dat die wêreld nie na ons kyk en ons beskou as geveinsdes, skynheiliges, omdat ons heiligheid preek, maar dit nie leef nie, en dit sal veragting weer eens op ons Here Jesus en sy gemeente bring, en verydeling van sy eer. En dan helaas, en seker die belangrikste rede waarom kerklike tug so noodsaaklik is, nie net die beswil en welstand van die gelowige medelidmate, die gemeente, ons getuie is nie, is God se eer. God se eer is op die spel, soos wat ons lewens in hierdie wêreld leef. En die Here begeer dat sy eie karakter van heiligheid moet reflekteer in ons, sy volk, sy kerk. So belangrik. Daarom het hy gesê, soos hy wat heilig is, julle roep, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. En kortliks 'n laaste oorweging is prosedure. Hier wil ek bietjie toepaslik gesels. Prosedure wanneer ons praat oor kerklike tug. Ek wil weer die teks vir julle lees. As jou broer, jou suster teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem tog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. As hy weier om na hulle te luister, sê dit dan vir die hele gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Hier het ons 'n verantwoordelikheid, elkeen van ons. Wanneer die Here jou bewus maak van 'n boetie of sussie in jou plaaslike gemeente, wat volhard in onbekeerde sonde, het jy 'n verantwoordelikheid om nie te skinder daaroor by ander nie. Ons is tog so lief daarvoor om dit te doen, om dit vir ander te gaan oorvertel. Het jy gehoor van die en die en die? Moet dit nie eers na die ouderlinge toe neem nie, en moet dit nie eers na my toe bring nie, want ek gaan reguit vir jou sê, het jy al met daai persoon in die privaat daaroor gepraat en hulle tereggewys en opgeroep tot bekering? Moenie skinder daaroor by ander nie. Bid vir daardie individu. Bid dat die Here hulle deur sy gees sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En bid ook vir 'n gepaste geleentheid om uit te reik na daai boetie of sussie toe, om hulle tereg te wys in die privaat en hulle op te roep tot bekering. En dan gaan jy en jy gaan wys hulle tereg in gehoorsaamheid aan die Here Jesus se opdrag hier. Doen dit in 'n gesindheid van liefde en sagtheid en waaksaamheid, soos die skrifte ons leer, ten einde daai boetie of sussie terug te win tot herstel in hulle verhouding met die Here en met ander, en ook om hulle terug te win tot effektiwiteit in hulle diensbaarheid aan Christus se kerk en koninkryk. As hulle na jou luister, het jy jou broer of suster gewin, en o blye dag, verheug jou daarin. Want waar die Heilige Gees teenwoordig is, sal 'n Christen, 'n ware Christen, altyd reageer met berou, met onderdanigheid. Hulle sal hulle sonde in die lig van die woord sien vir wat dit is, en tot bekering kom. As hulle nie luister nie, om een of ander rede, neem dan 2 of 3 met jou saam. Dit hoef nie die ouderlinge te wees nie, verkieslik volwasse gelowiges, mans of vrouens, om die persoon aan te spreek. Hier is wysheid natuurlik nodig. Vir dames sal mens volwasse vrouens saamneem, vir mans volwasse mans, ook al vir paartjies dalk mans en vrouens, 'n ander paartjie, soos die Here lei, op grond van Bybelse beginsels. Jy kan die ouderlinge hier betrokke maak, want hulle is veronderstel om die geestelik volwasse leiers van die gemeente te wees, om dan 'n tweede maal, ook in die privaat, daai persoon weer te gaan teregwys en op te roep tot 'n bekering. Hier is 'n beginsel vir ons. Let julle op Jesus se woorde.
Soos Petrus sê, 1 Petrus 4 vers 8, die liefde bedek 'n menigte sondes. Die doel is om die sonde te hou tot die kleinste moontlike groep vir so lank as moontlik. Want dit is nooit tot eer van die Here en tot opbouing van die gemeente om almal se vuil wasgoed in die publiek uit te hang, dadelik nie. 2 tot 3 moet gaan en as daardie persoon verder volhard in onbekeerlikheid, ken die ouderlinge in die saak wat verantwoordelikheid dra as leiers van die gemeente om toe te sien dat die Here Jesus se wil vir kerklike dissipline dan uitgevoer word op 'n Bybelse wyse. En die saak sal dan voor die gemeente gebring word volgens die wil van die Here tot sy eer en ter wille van die welstand van daai gelowige wat willens en wetens volhard in onbekeerde sonde en ook ter wille van die welstand van die hele gemeente. Ek sluit hierdie boodskap af, gemeente. Dankie dat julle my lang asem vandag verduur het. Ek wou so 'n bietjie langer tyd hieraan spandeer het want dit is so belangrik dat ons 'n deeglike begrip het van hierdie aspek van ware kerk wees in die Bybelse sin van die woord. Laat ek julle sê, ons elkeen behoort, jy en ek, individueel en ook as 'n gemeente, te besef ons behoefte na dissipline. As jy ouer is, verstaan jy hoe nodig dissipline vir kinders is, né? Ons is nog op die pad van heiligmaking, ons is nog nie voltooi nie, daarom is dissipline so nodig in ons lewens en moet ons bereid wees om ander te help in hierdie verband. Sorg te dra vir hulle in liefde en hulle tereg te wys en op te roep konstant tot bekering om op die nou weg agter Jesus aan te bly. En ons moet bereid wees, volwasse genoeg wees om te besef, hulle het ons lief wanneer hulle ons teregwys en konfronteer oor onbekeerde sonde. Eers by ons verheerliking gaan ons ook verlos wees van die teenwoordigheid van sonde. Intussen, in die hier en nou het God dit beskik om ons in 'n gemeente saam te snoer as sy liggaam, waarin ons in 'n spesiale aanspreeklikheidsverhouding met mekaar staan, om sorg te dra vir mekaar se geestelike welstand en by te dra tot mekaar se geestelike groei in 'n heilige, aanneemlike, God welgevallige lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir die woord aan ons. Ag Here, sal U die naprediker van die woord wees. Sal U, Here, ons begelei in 'n Bybelse begrip van die dinge wat gesê is en ons ook aanmoedig om verder te gaan mediteer, bidend oor hierdie kwessie en om die skrifte verder te gaan ondersoek. En Here, om nie bang te wees om U wil vir U kerk te volg nie, Here. Want ons weet U wat liefde is, gee vir ons hierdie prosedure as 'n blyk van liefdebetoning ook aan mekaar. Ag Here, onderneem vir ons, ook soos ons hierdie diens afsluit, Here, mag U verheerlik word in die slotlied, die seënbede en in ons tyd saam na die tyd. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, wees gegroet in die naam van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Mag die genade van Jesus, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees julle vergesel vandag en in die week wat kom. Amen.